Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ek wil graag vandag met ons bietjie gesels oor wat genoem word die paradoks van geluk en dan hoe dit ook aansluit by geestesgesondheid. En miskien het ons nodig om stil te staan hier aan die begin by 'n paar vrae. En die vraag is geluk 'n tydelike, vinnig verbygaande ervaring? Kan ons sê dat dit eintlik hartseer is om geluk na te streef en uiteindelik te besef, maar ons bly ongelukkig? Dan sal ons sê dat mense regtig weet wat hulle in die lewe wil hê, of wat hulle daaruit wil hê, en wat gaan hulle by 'n punt van aanvaarding, berusting en ook lewenstevredenheid uitbring? En ek dink die laaste wat ek wil vra is, kan ons byvoorbeeld dit wat vir ons baie belangrik is op hierdie stadium in ons lewe of in die lewe, na gaan kyk en vir onsself sê, dit is wat ek die graagste wil hê, of voorwens, of voorbid, en ek is bereid om alles in my lewe prys te gee hiervoor. Miskien moet ons 'n bietjie hierby stil staan en vir onsself dink, as ek 'n woord of 'n sinsnede moet neerskryf, wat sê dat dit is wat ek regtig dink, die een allerbelangrikste in my lewe is. Wat sal dit regtig wees? Iets wat ek vir absoluut geen geld in die wêreld ooit sal wil prysgee nie. Want dit bring ons verder by die vraag wat ek dink ons so baie keer mee gekonfronteer word. En dit hang saam met, as ek gelukkig is ek dan iemand wat selfvervulling of vervulling ervaar? Of is geluk 'n doelwit wat ek moet nastreef? Of is dit deel van 'n lewe wat ek sodanig leef, dat ek tevrede en gemaklik voel? Paulus praat van vergenoegdheid. Nou wat veroorsaak hierdie sogenaamde geluksparadoks? Daar's twee. Die een is my ervaring en verwagting, en die ander is vergelykings. Nou om terug te kom na verwagtings, ons het baie keer verwagtings oor iets, dat 'n sekere ervaring tot 'n sekere verwagting gaan lei. Sê nou maar ek het 'n baie lekker kuiernaweek met vriende gehad, en nou beplan ons wil weer 'n lekker naweek hê, doen iets saam of wat ook al, dan is my verwagting daaroor dat dit dieselfde as die vorige gaan wees. En as daardie verwagting dan nou onvervuld gelaat word, dan sit ek met 'n stuk ongelukkigheid wat my laat wonder, waarom het dit nie vir my dieselfde gevoel nie? Wat was af hieraan? Wat was negatief? Hoekom is hierdie verwagting van my ten opsigte van hierdie ervaring as so negatief ervaar dan? En dan die ander is vergelyking. Met ander woorde, ons as mense het in ons menslike natuur die geneigtheid om ons situasie met die van ander te vergelyk. So met ander woorde, ek kyk en ek luister na ander mense se geluk en wat vir hulle geluk bring, en ek vergelyk my geluk en dit wat in my lewe aangaan daarmee, net om tot die gevolgtrekking te kom, eintlik is ek nie regtig so gelukkig nie, eintlik het ek nie regtig wat hulle het nie, want dit bring my dan daarby uit. As ek dan nou
myself gaan vergelyk in my situasie, vergelyk ek myself as die mens wat ek is, met my waardes en my oortuigings en my sienings van dinge, of vergelyk ek wat ek het met ander mense en besluit dan, maar ander mense het wat ek nie het nie, so hulle is veronderstel om gelukkiger te wees. Baie interessant dat navorsing vir ons wys dat persone wat regtig probeer om gelukkig te wees, baie keer 'n gevoel het van, maar dit werk nie vir my nie. En dit laat hulle eintlik met 'n groter stuk ongeluk of 'n gevoel van lewensontevredenheid. So wat kan ek doen om dan nou geluk sogenaamd te bevorder of te kultiveer of te laat toeneem in my lewe? Nou luisteraars, Willem, julle sal onthou dat ons in die verlede gepraat het van geluk wat vanuit die sielkunde van sterktes bestaan uit die sogenaamde hedoniese geluk, wat plesierige, lekker, aangename momente is, saam met mense wat ons lief het, of dan in 'n lekker situasie, ons kuier lekker saam om 'n braaivleisvuur, ons vertel grappies, ensovoorts. En dan die eudaimonistiese geluk, wat beteken dat momente van geluk en dieper ervarings my by 'n betekenisvolheid uitbring, wat my uiteindelik laat sê, die lewe is goed. Nou ons onthou, Aristoteles is die persoon wat hierdie twee woorde gemunt het, die hedoniese en eudaimonistiese geluk. So met ander woorde, ons het eintlik beide van hierdie soorte geluk nodig om ons by geluk uit te bring. Maar dit bring my weer terug by, gaan dit regtig oor geluk en om gelukkig te wees? En dit is dan waar ek terugkom by die hele situasie van die paradoks van geluk, want geluk beteken eintlik dat dit met my moet goed gaan. Kom ons kyk 'n bietjie, as ons verder in die sielkunde hierdie woorde beskou, dan kom ons by die sogenaamde geestesgesondheidskontinuum van Corey Keyes. En wat hy gesê het is, dat mense voortdurend op 'n skaal, op 'n glyskaal, 'n kontinuum beweeg van waar ons uiterste negatiewe ervarings, gevoelens, emosies het, versus na die ander kant, die teenpool, waar ons uiterste positiewe emosies en ervarings het. En tot die mate waar ons dan nou, as ek die woord kan gebruik, baie lank huiwer by die languishing, soos hy dit noem, of met ander woorde, dit wat my kortwiek om beter te funksioneer, kan ons dan nou begin om patologie te ontwikkel, depressie en alles daarmee saam. Maar aan die ander kant weer, as ek te veel gedei of flourishing ervaar, dan kan ek die hele tyd op daai punt wees van, alles in die lewe is so goed en so gaaf en so wonderlik. Maar is dit regtig so? Of kyk ek na die lewe met sogenaamde rooskleurige lense? Maar waaroor dit eintlik gaan, wat Corey Keyes sê, wat baie belangrik is dat my emosionele welstand eintlik saamgestel word deur 'n sogenaamde sielkundige welstand, 'n emosionele welstand en 'n sosiale welstand. En wanneer ek na die komponente hiervan kyk, dan beteken dit dat ons eerder die woord lewenstevredenheid moet gebruik in plaas van die woord geluk. Kom ons kyk wat dit behels. Baie dankie, Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Luisteraars, Willem, as ons nou kyk na hierdie 3 aspekte wat Corey Keyes noem, en die betekenis van lewenstevredenheid, dan sien ons emosionele, geestesgesonde welstand hou inderdaad verband met die mate van geluk wat ons ervaar, ons lewenstevredenheid, maar ook
ons belangstelling om deel te wees van die lewe en dit wat goed vir ons is in die lewe, wat ons geniet, wat ons voel, ja. Hierdie is daardie letterlike vuurmaakhoutjies wat ek wil saamvat op my ou dag en aan wil terugdink en wil geniet. Maar hy praat ook van ons sielkundige welstand en dit sluit aspekte in so selfaanvaarding. Tot watter mate kan ek myself aanvaar vir wie en wat ek is, met al my positiewe en al my tekortkominge, sodat ek tog uiteindelik na die lewe daar buite kan uitreik en kan weet, ek is werd om hier te wees. Dit sluit ook in positiewe verhoudings met ander en hierdie met ander hou direk verband met my medemens, maar dit hou ook verband met God. So dit is met ander woorde 'n horisontale en 'n vertikale positiewe verhouding. Ook persoonlike groei, dit wat ek nastreef om myself te ontwikkel, om meer te verstaan, om die moontlikheid te kan ondersoek, om na mense en dinge te kyk en te luister en te kan dink hoe ek dan nou daaroor dink. Dit help my om 'n doel in die lewe vas te stel, of wat is dan my doel in die lewe nou en vorentoe? Hoe sien ek myself in my daaglikse beplanning en ook in my planne wat ek maak, verskoning, vir my lewe vorentoe. En dan my sogenaamde omgewingsbemeestering. Ons het al baie keer die begrip locus van kontrole gebruik in hierdie gesprek. En dit beteken, tot watter mate kan ek myself sodanig beheer of reguleer, in terme van hoe ek dink en voel en optree, dat ek weet, ek is, sover dit menslik moontlik is, in beheer van wat in my aangaan en direk om my aangaan, verskoning. So dit beteken, hoe ek dink oor my omstandighede, is nie net gedagtes wat ek maar toelaat en ek gaan nie mooi daarna kyk en besluit, maar hierdie is eintlik destruktiewe gedagtes versus konstruktiewe gedagtes. Ek laat net hierdie gedagtes deur my vloei en dan wil ek amper sê, ewe kans gryp ek 'n gedagte en ek dink, okay, dis nou die waarheid. Sonder om regtig te gaan kyk, maar wat is my waarheid in hierdie opsig? Maar dit het ook te doen met, vir wat gaan ek verantwoordelikheid aanvaar? Met ander woorde, wat gebeur, sien ek dit as ander mense wat beheer het oor my, met ander woorde eksterne locus van kontrole, waar ek nie 'n sê het nie, tot waar dit beweeg na interne locus van kontrole wat ek sê, ek aanvaar hiervoor aanspreeklikheid en verantwoordelikheid. Hierdie is my besluit, hierdie is my manier van dink, doen en optree, en ek aanvaar daardie aanspreeklikheid vir hoe ek hieruit vorentoe leef. Tipiese voorbeeld kan by, sê nou maar, 'n ouer wees wat vir 'n kind sê, as jy goed doen in hierdie eksamen, dan gee ek vir jou 'n fiets, 'n motorfiets of 'n motor of wat ook al. Nou leer ek baie hard of ek presteer omdat ek daardie eksterne motivering sien, maar dis ook daardie beheer. As ek dit nie kry nie, met ander woorde, as ek nie suksesvol is nie, dan gaan ek nie daardie spesifieke geskenk kry nie. En dan begin ek daardie ander persoon verwyd, in plaas van vir myself te sê, maar waar het ek dalk iets verkeerd gedoen, wat my verhoed het om hierdie geskenk te kry? Ja, ek het nou nie goed presteer nie, ja, ek was nou nie suksesvol nie, ag, ek is regtig nie daartoe in staat nie, kyk net hierdie groot verlies, ek is kwaad vir my ouers of die persoon wat dit vir my moes gegee het. Dan gee ek vir hulle die beheer oor my lewe. Ek aanvaar nie self beheer oor my lewe nie. En die ideaal is dat ons baie meer interne selfkontrole of locus van kontrole moet hê. En dan autonomie. Wie en wat is ek regtig, sodat ek uit die waardes, die beginsels en die oortuigings van wie ek is, kan lewe. Die derde aspek wat ons welstand bepaal volgens Corey Keyes is die sosiale welstand of geestesgesondheid. En dit behels sosiale aanvaarding,
sosiale integrasie, waar ek voel ek is deel van 'n groter sosiale groep of my familie, sosiale groei, waar ek sien dat ek in my verhoudinge met my medemens saam met hulle ontwikkel en groei as mens, sosiale aktiwiteite wat ek aanpak, bydraes wat ek lewer, en dan 'n gevoel van behoort of sosiale koherensie soos dit ook bekend staan. So dit bring dan vir ons 'n ander perspektief op geluk. Dit bring ons dan by nommer 1. Wat is dit wat my op hierdie kontinuum van lewenstevredenheid versus lewensontevredenheid nader aan lewenstevredenheid bring? As ek kyk na my lewe en ek kyk na lewenstevredenheid, dan is dit iets wat ek iets aan kan doen. So met ander woorde, ek kyk na die totale omvang en opgawe van wat ek doen, en ek gaan sit en ek dink hieroor en ek neem 'n besluit om te sê, met hierdie areas in my lewe is ek tevrede. Hierdie areas in my lewe moet ek nog aan aandag gee of aan werk. So die fokus op lewenstevredenheid begin dan my sogenaamde angstigheid of behoefte om gelukkig te wees verskuif na 'n opinie oor wat ek sien as die goeie lewe of wat goed is vir my. En dan is dit daardie tipiese voorbeeld van ek sit handvatsels aan 'n ronde bal. Dan begin ek om werklik waarde tot my lewe toe te voeg, om te kyk, maar hoe goed kan ek eintlik funksioneer op emosionele, sielkundige, sowel as sosiale gebied. So dit word eintlik 'n strewe daarna om beter te funksioneer, en uiteindelik kry ek 'n gevoel van meer lewensenergie. Ek kom op 'n punt waar ek kan evaluasies doen oor dit wat tot dusver in my lewe gebeur het, en dit kan uitsonder wat vir my goed was, om meer positiewe emosies te kan eien, en om vorige negatiewe ervarings te kan herbedink en, soos ons al gesê het, te herstruktureer, te herformuleer deur te sê, al het hierdie negatiewe in my lewe gebeur, het dit my gehelp om te groei en 'n beter mens te wees. Teenoor myself, teenoor ander, en help my om die liefdesgebod wat Jesus vir ons gegee het om te sê dat ons hom en ons naaste moet lief hê met alles wat moontlik is. Kom ons kom gou terug na daardie 3 minute oefening wat ons doen, en ons sê vir onsself, my fokus vir geestesgesondheid gaan daarop wees om meer lewenstevredenheid te ervaar. En dan, hoe pas dit in by ons tema of ons vers wat ons vir hierdie jaar gekies het, en hoe gaan ek vandag daaraan aandag gee? 'n Geseënde week vir elkeen. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.